maar as jy gehoorsaam aan die naam van die Allerhoogste. Dan eers ons saam lees Kolossense 3 vanaf vers 1, daarna sal ons saam bid. Kom ons luister na die woord van die Here, ons lees vanaf die eerste vers. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom. Waar julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het. En julle heel met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnede, barbaar, skug, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander klag het, soos Christus julle vergeef het. So moet julle ook doen. Beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, en daar die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Tot sover die skriflesing, die woord van die Here, die vermaning tot heiligmaking en broederlike liefde. Kom ons nader tot God in gebed, kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook op hierdie koue wintersoggend die voorreg het om die warmte van die teenwoordigheid en die Heilige Gees te kan beleef. Die warmte van broederlike gemeenskap, die heiliges hier by mekaar. Dankie Here dat ons die voorreg het om in gemeenskap met mekaar te kan leef, om mekaar te kan help, mekaar te kan bystaan, mekaar se laste te dra, maar ook vir mekaar te kan lief wees. Vir ons weet, jy daardie vraag vir ons ook al hier van die kansel af geantwoord, wees ons broeders, wees ons susters, jy het geantwoord die wat die woord van God hoor en dit doen. En dat wanneer ons dan vanoggend ook hier rondom ons kyk, dan is daar 'n warmte in ons binneste. 'n Warmte van die Gees en die woord werk in die nabyheid van die lewende God, maar ook 'n warmte van die weet ek behoort. Hoor hier waar ek nou vanoggend is. En daarom vra ons dat U ook dan hierdie geleentheid wat U van ons gegee het sal gebruik om ons te lei tot dieper insig en wysheid en verstand, om ook die waaragtige God te ken en ook in ons lewens te kan toepas. Ons bid Here en vra dat U vir ons elkeen ontvanklike en opneembare harte sal gee, dat ons nie net sal hoor wat U vanoggend hierdie woord vir ons sê nie, maar dat ons dit sal opneem en dat daardie saad ook vanoggend op goeie grond sal val en dat daardie saad sal ontkiem en groei tot bruikbare goeie vrug. Ek vra ons Here dat U ons oë sal oopmaak vir ons tekortkominge en ons foute, en dat wanneer ons ook vanoggend, soos ons op hierdie reis van die wandel met God is, dat ons sal besef dat deur die woord roep U ons op om ook te wees wat ons van die begin af veronderstel is om te wees, en dit is die kinders wat geskep is na die beeld van die lewende God. Heiligheid, geregtigheid en ware kennis. Mag ons ook deur die Gees gelei word om daardie eienskappe en deugdes te beleef. Ons vra Here dat U ons sal wys maak en dat U ons sal
sterk maak en dat U ons sal diep in ons geloof. Dat in hierdie tye waar dit so maklik is om maar net een ding te sê en 'n ander ding te doen, dat dit nie in ons geloof sal infiltreer nie, dat ons werklik sal leef, sal uitleef, sal doen. Dit wat ons ook vanoggend reeds deur die paar artikels en deur die samevatting van die wet bely het. Dat ons U liefhet. Ons vra Here dat U vir ons die wysheid sal gee dat ons 'n selfopofferende liefde sal ontwikkel. Dat ons bereid sal wees om al daardie dinge wat afstand tussen ons en U maak daarmee te breek. Maar ook dat U ons deur die Gees sal lei tot opregte gehoorsame dankbaarheid. Ons vra Here dat U ons in hierdie diens sal beskerm en bewaar in hierdie tye waarin ons lewe. Maar ook vra ons Here dat U oor die eie ure sal waak hou, want geen mens kan dit doen nie. Hoe nie die slegte, swak, nietige mense wat ons is, breek meer af, en daarom vra ons Here, hou U woord en hou U naam self in stand ook vanoggend. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons het saam gelees uit die woord van die Here uit, glo met die hele hart dat dit vanoggend die lewende God is, wat met elkeen van ons gespreek het, deur sy onfeilbare, opgetekende en geopenbaarde woord. Dis 'n voorreg om dit te mag lees, dis 'n voorreg om dit ook nog in die kansel te kan hê, en dat ons lees daarvoor vervolg word. Mag ons dan ook deur die Gees gelei word, om ons geloof te gaan uitleef. Nou, geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, daar kom 'n dag wat geen mens, nie ek of jy, sal kan vermy nie. 'n dag wanneer die hemel geopen sal word. 'n dag wanneer elke liewe masker sal afval. En 'n dag wanneer elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus, die Seun van God, die Here is. En op daardie dag wat die woord van die Here voorspel op pad is, sal niemand van ons kan wegkry nie. Niemand van ons sal kan wegkruip agter ons mooi woorde, vroom gesigte, goeie werke nie. Niemand van ons sal kan wegkruip agter ons Bybelkennis nie, of daardie gevoel dat jy ten minste beter is as iemand anders. Daardie dag is onvermydelik en dit is op pad en ons kan agter niks skuil nie. Dan sal daar net een vraag wees. Hoe het jy gelewe? Hoe het jou lewe gelyk en geklink hier in hierdie tydelike lewe? Die vraag gaan nie wees, wat het jy geglo nie, of wat het jy gesê nie. Die vraag waarin ons aandag gee, sny ons harte middeldeur. Hoe het jy gelewe? Hoe het jou lewe gewys dat Jesus Christus werklik jou Here is, jou Verlosser is? Ons leef in 'n tyd ongelukkig waar dit baie maklik is en eintlik so gereeld gebeur waar mense spontaan vir mekaar sê, selfs in 'n groep mense vir mekaar sê, ek glo daarom nog ten spyte van al die mismoed en die teëspoed en die verlies en die seer, dankie tog, ek glo nog. Maar wat beteken dit werklik? Want daar is 'n groot verskil tussen iemand wat met sy mond glo en iemand wie se lewe verander word deur die krag van Jesus Christus. Ongelukkig gebeur dit dat daar is mense wat elke Sondag in die kerk sit en elke dag die Bybel lees, saam sing en saam bid, maar hulle harte bly onveranderd. Hulle lewenswandel
bly onveranderd. Hulle harte toon geen beterskap nie. As 'n mens kan sê dat hulle hoor, maar hulle luister nie. En hulle lewe volgens hierdie sondige standaard van die wêreld. En daarom is die vraag nie, wat bely jy nie? Maar vanoggend baie duidelik, hoe leef jy? En ek dink dis 'n vraag wat baie belangrik en ook aktueel tot elkeen van ons spreek, want dit is 'n vraag wat net jy voor die aangesig van die Here kan beantwoord. Here Jesus waarsku immers, hy is baie sterk in die stelling wat hy maak in Matteus 7 vers 21, as hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemele is. Nie elkeen wat vir my brood maar net sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Ware geloof, opregte ware geloof, is nie net kopkennis en wysheid nie. Nee, ware geloof verander die hart, ware geloof verander die lewe, ware geloof verander die optrede, en ware geloof verander die dade en woorde van die mens. Ons weet ons word gered, ons word dit geleer deur geloof alleen. Maar wat ons baie keer vergeet is dat daardie geloof nie alleen is. Daar is 'n ander groot verantwoordelikheid. Dit dra vrugte van gehoorsaamheid. Dit is wat ware geloof is. Dit is 'n sigbare vrug van opregte gehoorsaamheid aan die oppergesag en sy standaarde en vereiste verpligtinge vir jou lewe. Dit is wat ware geloof is, wanneer jy jouself meet, konstant, aan God se wil, en wat hy wil hê, ek en jy, en selfs hierdie gemeente moet wees. Nou, wanneer Paulus dan nou juis aan hierdie gemeente in Kolosse hierdie brief skryf, kom Paulus en hy kom herinner hulle eerstens aan sekerlik die belangrikste punt van hulle bestaan, en dit is wie hulle geword het in Christus Jesus. Dis asof Paulus vir hulle sê, moenie vergeet wie julle is nie, voor ek met julle wil praat oor wat julle moet doen en hoe julle lewe moet lyk, moenie vergeet wie jy is nie. Paulus begin met 'n klomp wette en reëls en voorskrifte, nee, hy begin met die wonder en die voorreg van die blye evangelie van Jesus Christus. Hy sê, as julle dan saam met Christus Jesus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is. Hierdie woorde van Paulus in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, beteken dat die ware gelowige, dat die ware kind van God se identiteit heeltemal verander het. Heeltemal vernuwe het. Deur Christus se dood en opstanding het die ware gelowige 'n nuwe mens geword. Hy word in staat gestel om iets anders te wees, iets anders te doen, selfs iets wonderliks en groots vir die koninkryk van God te doen. Die ou ongeredde mens waarvan ons lees in die Bybel, veral in 'n hoofstuk soos Efesiërs 2, is ons nou afgesterf. Daardie mens wat bestem is vir die hel, is ons nou dood. Dit is ons wat ons bely. Die nuwe mens het ons opgestaan in Christus Jesus. Dis wie ons is. Dit is wat ons mos bely. En o geliefdes, weet dit is jy met die nuwe mens, die nuwe identiteit in Christus Jesus opgewek is en leef, waarborg ek jou een ding, die wêreld en hierdie lewe gaan jou haat. As jy naby aan die Here leef in hierdie nuwe identiteit,
gaan die wêreld jou haat en die Satan gaan jou nie uitlos nie, hy gaan jou versoek, want hy is mos maar net 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Hy haat alles wat aan God behoort en hy haat alles wat goed en goddelik is. As jy die nuwe identiteit leef, dan behoort jy mos nou aan die Here. Die dood self kan jou liggaam wegneem, maar niks en niemand kan jou uit Christus se hand ruk nie. En hy sê dit so mooi ook daar in Jesaja 43, dat ons is nou syne. En dis wonderlik en ons bely dit maklik. Ek behoort aan die Here en ek vind ook groot troos daarin. As iemand dit vir my sê, of as dit by 'n diens aanhoor, of as ons dit in die woord lees, maar daardie sekerheid van die nuwe identiteit en dat ons aan die Here behoort, bring ook vir jou en my 'n nuwe verantwoordelikheid en roeping, want as jy saam met Christus Jesus opgewek is, kan en mag jy nie meer leef soos iemand wat geestelik dood is. Dit kan amper nie in dieselfde gesprek genoem word nie. As jy mos nou bely, al hierdie dinge wat ons so van die lydingsweg reg deur die kruisiging, die opstanding Sondag, die hemelvaart, Pinkster en alles gehoor het, as jy dit mos bely en glo en dit jouself toeëien, kan jy mos nie soos iemand gaan leef wat geestelik dood is, die ou mens. Nee, ons moet leef soos mense wat deur Christus gered is. Ons moet reg leef. Dis juist hier waar baie mense hulle self bedrieg. Hulle wil Christus as 'n verlosser hê. Ons soek dit en ons klou daaraan vas. Dit is vir ons 'n anker in tye van groot nood. Maar ons wil nie 'n Here, Kyrios hê. Ons wil nie die een hê wat vir ons sê wat ons moet doen en wat ons nie moet doen nie. Ons wil nie dit hê. Ons wil die troos van die kruis hê. Ja, ons soek die bloed van Jesus oor ons liggame, maar ons wil nie opgeroep word tot heiligheid, of om heilig te lewe, of om afgesonder vir God te lewe nie. Ons wil vergewe word, maar ons wil nie van die sonde wegdraai nie. Ons soek die vergifnis van die Here, dat hy ons vryspreek deur die bloed van die soenoffer, maar ons wil nie wegdraai van die sonde, wat ons weghou van die Here nie. Maar Paulus in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, laat geen ruimte vir so 'n kunsmatige, oppervlakkige en lou geloof nie. Hy sê in vers 5, maak dood dan julle lede wat op die aarde is. Dis harde taal, want Paulus praat reguit tot elkeen van ons. Hy sê nie hier vir ons, ag my ou liewe vriend en my ou liewe vriendin, probeer net die sondetjies 'n bietjie beter. Ek wil nou nie hê julle moet vir my kwaad wees nie. So ek gaan probeer om die verhouding te beskerm dat probeer net so 'n bietjie beter meer. Dis glad nie wat Paulus hier sien, inteendeel nêrens in Paulus se briewe sien ons so 'n kort pad van beter lewe nie. Nee, Paulus gebruik harde taal. Hy sê, maak dit dood. Nie net effens beter nie, maak dit dood. Waarom? Waarom sal Paulus dit sê? Want as ons met onsself eerlik is, kan ons nie anders nie, as om mekaar in die oë te kyk en vir mekaar te sê, omdat sonde nie 'n speletjie is. Dis nie 'n speletjie nie. Dis nie 'n gooi die dobbelsteen en hoop jy word vergewe nie. Glad nie dit nie. Die sonde vernietig. Sonde maak die harte hard. Sonde breek af. Sonde verwoes. Sonde skep afstand tussen ons en die lewende God, maar sonde skep afstand tussen ons en ons geliefdes ook. En daarom noem Paulus spesifiek die sondes in hierdie gedeelte wat doodgemaak moet word, en soos ons op die reis
van wandel met God is, moet ons dadelik teruggaan na Galasiërs 5 toe, oor wat die werke van die vlees is. Paulus sê ons moet daarmee breek, ons moet afsterf in ons lewens, dit moet doodgemaak word. Hierdie dinge wat Paulus noem, is nie maar net klein sondekies, wat ons moet verskoon en maar net ligtelik voor jammer sê nie. Paulus leer vir ons in hierdie gedeelte dat sonde 'n rebellie teen God is. Die God wat jy so nodig het. Sonde bring jou in opstand teen die enige ware lewende God wat jou kan red. Ons leef ongelukkig in 'n wêreld waar mense sonde normaal gemaak het. Dit is nie meer so erg of so verkeerd nie. Ons leef in 'n wêreld wat vir hom sê, volg jy jou eie hart, doen jy wat jou gelukkig maak. En die woord van God kom sê vir ons en kom leer vir ons iets heeltemal anders as wat die wêreld vir ons sê. God se woord kom sê vir ons, moenie jou hart vertrou nie, want jou hart is bedrieglik. Mense leef asof God nie bestaan nie. En mense leef asof ons net hierdie tyd het waarin ons lewe. Daar is mense wat sê dat hulle glo, ons glo in God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat hulle lewens vertel 'n totaal ander storie en belydenis. Daar is mense wat met groot ywer en vrymoedigheid en bereidwilligheid op 'n berg sal staan en uitbasyn, ek glo. Maar hulle lewens toon dit nie, wys dit nie. Hulle leef los van dit wat hulle bely, dit wat die woord van God vir hulle leer. Hulle leef ver van God af weg, hulle leef ongehoorsaam aan God, hulle leef in geheime sondes en dankie tog dat ons vir mekaar sê, elkeen van ons kan ons geheime sondes van mekaar af wegsteek. Maar God sien en God weet. Jakobus sê dit baie ernstig in sy brief, die geloof, as dit geen werke het nie, is in sigself dood. Dit beteken nie, dis nie wat Jakobus ons leer, dat werke ons red nie. Nee, ons weet en ons bely dit, ons word deur genade alleen gered. Christus alleen red sondaars. Maar wanneer die Heilige Gees werklik in iemand woon, begin hy daardie mens verander of verbeter. 'n Ware Christen, 'n kind van die Here kan val, hy kan struikel, hy kan selfs diep sondig. 'n Ware kind van die Here kan nie rustig in die sonde bly lewe sonder 'n stryd en berou nie. 'n Ware kind van die Here kan nie die sonde aanvaar of regverdig nie. Waarom nie? Waarom kan 'n ware gelowige dit nie doen nie? Want ons het mos nou bely, Christus is in ons. Hy is in ons. Hy het ons saam met hom opgewek uit die bande van die dood, dat ons in die lewe van oorwinning kan wandel. Daarom kan 'n ware kind van God sonde nie goed praat nie. Die Here werk ons nou deur my. Dink aan Petrus, hy is vir ons 'n goeie voorbeeld. Hy het die Here Jesus Christus verloon, maar toe hy besef wat hy gedoen het hy bitterlik gehuil en geween. Sy hart was gebreek oor sy sonde. Dis die verskil tussen dooie geloof en lewende geloof. En dit is dan ook waar ons begin met 'n diepte selfondersoek, waar jy jouself bevind, gemeet aan die wet van die Here, want die wat die Here liefhet, sal sy gebooie onderhou. Dooie geloof, of diegene wat ver van God af leef, of selfs sonder Christus leef, voel min oor sonde en ongeregtigheid. Dit pla dit.
lewende geloof. Huil daaroor. Huil oor sonde en vlug na Christus toe. Maar die gedeelte wat ons gelees het, praat Paulus nie net van dit wat ons moet aflê nie. Hy wys ook hoe die nuwe lewe, die nuwe mens in Christus moet lyk. Hy sê dit so mooi, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goeie tierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Wat is Paulus besig om vir ons te sê? Wat is hy besig om vir ons te leer? Hy kom vertel vir ons van die karakter van jou verlosser, Jesus Christus. En hy kom sê vir ons, daardie karakter moet in jou lewe sigbaar word. 'n Ware kind van die Here moet anders praat, moet anders optree. 'n Ware kind van God vergewe maklik. Dit moet sekerlik een van die maklikste dinge wees om te doen, want tog verwag ons dit van hom. 'n Ware kind van die Here se optrede moet vreemd wees vir hierdie wêreld waarin ons lewe. Want wanneer ons na Jesus se lewe kyk, sien ons dit was baie vreemd in die tyd waarin hy geleef het. Dit was vir die wêreld baie vreemd. En dit is dieselfde wat van ons gesê moet word. Jou lewe is vreemd. Jy pas nie in nie. En dan moet jy antwoord, dankie tog. Dankie tog, ek pas nie in die wêreld se bouklokke en legkaart nie. Want vir solank dit wat ek doen vir die wêreld is ek lewend vir God. Maar wees gewaarsku dat wanneer jy lewend vir die wêreld is die kans baie goed dat jy dood is vir God. Dis uiteindelik wat Paulus vir die gemeente hier probeer leer in 'n moeilike tyd. Hoe lyk jou lewe? Glo jy net of leef jy? Is dit sigbaar dat jy aan die Here behoort? Maar hierdie verandering kom nie van onsself nie, ons weet dit, ons is te swak en daarom weet ons het die Heilige Gees nodig en daarom moet ons elke oggend as ons wakker word, bid en smeek en pleit en vir die Here vra, gee die Heilige Gees in ons lewens, verander ons, maak ons meer soos Christus. Baie mense wil die troos van Christus hê en ons wil die vergifnis van Christus hê, maar ons wil nie sy karakter hê. Ons wil nie leef soos hy geleef het. Maar die Here roep sy kinders nie net om gered te wees nie, hy roep ons op om heilig te leef. Jy al daarom gedink, sê in 1 Petrus 1 vers 16, wees heilig want ek is heilig. Paulus sê verder in hierdie gedeelte, beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. As jy die Here jou God liefhet met jou hele hart en jou hele siel en jou hele krag en jou hele verstand, sal daar 'n sigbare, opofferende liefde wees vir dit wat die Here liefhet. As jy die Here werklik liefhet soos hy van jou vra, dan sal jy ook lief hê wat hy liefhet. En om dit saam te vat in 3 eenvoudige punte is, jy sal die woord lief hê, jy sal sy kerk lief hê, en jy sal sy mense lief hê. Dis tog die samevatting van die 2 tafels van die wet. Wanneer jy jou God lief hê, en dan jou naaste soos jouself. Wanneer jy die Here werklik lief het, sal dit sigbaar word in jou lewenswandel. Onthou net een ding, jou lewenswandel is soms die enigste Bybel wat ander mense ooit gaan lees. Nou ons bely ons is kinders van die Here. Dis wat ons moes vanoggend al te doen het. Ons sê die Here het ons vergewe. Ons sê die Here het ons nuut gemaak. Ons sê die Here het ons nuwe mense gemaak. Ons het dit bely vanoggend hier in die kerk.
En nou vra ek vir jou die vraag, as jy dalk die enigste Bybel is wat iemand anders ooit gaan lees, wat lees hulle? Wat hoor hulle? En wat sien hulle? Paulus sê dit so mooi in hierdie gedeelte, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Ons probleem, die groot probleem vandag is dat baie gelowiges vol van die wêreld is, maar leef van God se woord. Hulle vul hulle gedagtes en hulle harte met wêreldse dinge, maar min met die skrif. Hulle ken die wêreld beter as die Bybel. Hulle harte word gevoed deur alles behalwe Christus. En wanneer die woord van Christus ryklik in jou begin woon, begin daar die woord jou verander onmiddellik. Dit verander hoe jy dink, hoe jy praat en hoe jy leef. Dit bring dankbaarheid in jou hart. En daarom sê Paulus, en wat julle ook al doen in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. Want alles behoort aan Christus. Nie net hierdie Sondag wat ons onsself nou by bevind nie, maar jou hele lewe. En ek wil afsluit met hierdie gedagte. Wanneer jy na jouself kyk, en wanneer ek na myself kyk, besef ons net weer eens opnuut vanoggend hoe ver ons tekort skiet. Hoe ver ons tekort skiet. En as dit jou nie pla, het jy 'n probleem. Want die dag van die wederkoms en die finale oordeel is alreeds nader as wat dit gister was. Ons weet ons skiet tekort. Ons kan en mag dit nie aanvaar nie. Wie van ons kan vanoggend sê, ek is sonder sonde? En wie van ons kan vanoggend sê, my hart is altyd rein? Niemand nie. En daarom is die evangelie van Jesus vir ons so kosbaar, want Jesus Christus het volmaak gehoorsaam, waar ons ongehoorsaam was. Hy het die wet kom vervul. Hy het sonder sonde gelewe en hy het aan die kruis gesterf vir die straf op jou sonde. Toe hy uitgeroep het, dit is volbring, het hy alles gedoen wat nodig is om jou te red. Om jou ou mens af te sterf en jou te beklee met die nuwe mens. Sy bloed reinig jou volkome, maak jou nuut. Daarom is daar genade vir elke sondaar wat in geloof na hom toe kom. Maar dieselfde Christus wat vergewe, roep ons vanoggend op om hom te volg. Om hom te dien. Om hom te aanbid. En nie net met woorde nie. In jou hele lewe met jou dade en jou werke. Gaan hierdie dag en hierdie week in. Gaan kyk eerlik na jou eie lewenswandel. Jy weet waarmee jy besig is. En jy weet wat jy doen. Jy weet watter geheime sondes jy versteek vir die wêreld, vir die kerkraad, vir die susters, vir die broeders in hierdie gemeente. Ons weet dit. Ons weet dit. Gaan kyk na jou lewenswandel. Gaan kyk waarmee jy besig is. Wat jy dink en wat jy doen. Hoe lyk jou gedagtes, jou woorde? Is jy net godsdienstig? Kan jy net sê jy behoort aan die Here? Of leef jy werklik as iemand wat deur Christus opgewek is? Moenie rus in 'n dooie geloof nie. Vlug na Christus toe, bring jou sonde, jou skuld en jou gebroke hart na hom toe. Hy ontvang sondaars met genade, maar hy verander ook die wat aan hom behoort. Mag wanneer daardie dag aanbreek, daardie dag wat ons nie kan vermy nie, mag die Here vir jou sê, mooiste, my goeie en getroue diensknegt en diensmaagd, en nie vir jou sê, ek het jou nie geken nie. Want dit is die finale oordeel. Amen. Kom ons dank. Liefdevolle Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend ook in hierdie tydperk waar ons stil gestaan het by ons lewenswandel saam met die almagtige God, kan stil staan by hierdie baie belangrike punt. As ons bely dat ons is nuwe mense, ons bely ons het 'n nuwe identiteit, ons bely dat Jesus Christus ons verlos en gered het. Ons leef nie as diegene wat gered is nie,
Inteendeel leef ons as diegene wat redding nodig het. Daarom vra ons, Here, dat U ons deur hierdie woord sal lei, dat ons 'n deeglike ondersoek sal doen van ons lewenswandel en dat ons die vraag kan antwoord, hoe leef jy? Hoe leef ek? Hoe lyk my lewenswandel? Ons het nie nodig om dit voor enige mens te openbaar nie, ons het nie nodig om die guns van mense te wen nie. O nee, vanoggend se prediking plaas ons direk voor die lewende God en plaas ons onder daardie pad van konfrontasie met onsself. Bely ek net of gehoorsaam ek? Bely ek net of leef ek? Ons het ook in die woord gesien dat om dit net te sê, dit beteken niks nie, want U kyk verby ons woorde, U kyk in ons harte. Die vraag waarmee ons huis toe gaan vanoggend is, behoort my hart werklik aan die Here? En help ons om dit ook in hierdie week te antwoord. Dit is 'n inwerking van die Heilige Gees wat ons in staat stel om ook anders en beter te leef as hierdie wêreld en die standaarde van die wêreld. En Jesus nou met ons in hierdie werking van die Gees. Amen.